Goeienaand en baie welkom by ons goeie nuus om 7. Dit is ons het vanaand weer 'n sitkamergesprek. Ek en François wat hier saam met julle kuier. En ons tema van vanaand is hoop. Nou ja, François, interessante goeie tema dink ek vir altyd in die wêreld waarin ons woon. Hoop. Tog is hoop 'n woord wat ons baie gebruik. Nee, ons hoop die petrolprys gaan nie opneem. Ja. Ons hoop 'n klomp dinge. Hoe dink jy moet ons die hoop onderskei? Of kom ons praat van 'n Christelike hoop teenoor 'n gewone elke dag se wêreldse hoop? Ja, weet jy Dinan, dit is belangrik om te besef. As die Bybel praat van hoop, dan is dit eintlik iets heel anders as wat ons baie keer vandag oor praat in terme van hoop. As ek byvoorbeeld elke dag my visstok vat, en ek stap by my buurman verby en ek gaan vang vis. Ek kom later die middag terug, maar ek het niks gevang. Teen Vrydag vra hy vir my, hoorie, waar gaan jy? Ek sê, nee, ek gaan weer vis vang. Hy sê, gaan jy iets vang? Dan sê ek vir hom, ek hoop so. En daarmee bedoel ek, daar is 'n skrale moontlikheid dat dit 'n werklikheid kan word. En my begeerte is nou maar dat daai skrale moontlikheid die 'n werklikheid sal word. Nou, dit is geen waarborg nie, geen vastigheid nie. Dit is nou maar 'n ydelle wens wat 'n mens uitspreek. Terwyl as die Bybel praat van hoop wat gebaseer is op dit wat God vir ons beloof het, dan is dit soos die Bybel sê, dit is soos 'n vaste anker. Dit is 'n wete dat God sal voorsien en dit wat hy beloof het. So dit is nie maar net 'n skoot in die donker. Kyk wat gebeur. Dit is iets so absolute vastigheid in mense lewe aan. Ja. Ja, so wêreldse hoop is baie keer iets van van ek wil graag hê of dit sal oulik wees as, Dit is reg. en ou kan klomp vir dit probeer om die uitkomste te probeer beïnvloed, jy kan nou 'n goeie stuk visstok koop en al die regte aas en so. Ja. Maar op die einde van die dag is dit maar eintlik niks anders as net iets van 'n begeerte, menslike begeerte nie. Ja. Terwyl die Bybelse hoop is eintlik radikaal anders. So wat jy nou gesê het in die mooi boek in die Bybel wat eintlik baie oor hoop praat is die boek Hebreërs. Ja. En ek wil eintlik vir ons dit so vers lees in Hebreërs 6. Hy praat van onveranderlike dinge en dit is eintlik baie mooi as mens gaan kyk na Hebreërs 6, dan sê hy dat ons hoop is gebou op onveranderlike dinge, terwyl aardse hoop is gebou op veranderlike dinge. En omdat daai dinge onveranderlik is, as jy dink as iets op stewige fondasie staan, dan staan hy vas. So die onveranderlike dinge wat hy noem is die belofte en die eed, en dan verwys hy natuurlik daarmee terug na Abraham, die Here wat 'n belofte en dan 'n eed by homself afgelê het, want daar's niemand groter as hy nie. Hy sê dit waarborg dat God sy woord verstand sal doen en is vir ons wat ons toevlug tot hom geneem het 'n kragtige aansporing om vas te hou aan die hoop op wat vir ons weggelê is. So aan die een kant sê hy hoop is iets waar ons moet vashou, maar dan gaan hy verder, hy sê hierdie hoop besit ons, so nou die woord besit beteken eiendom, so ons besit dit, dit is soos wat ek al, jou fiets, is jou fiets, daar's nie kans daaroor, dit is jou fiets. Hierdie hoop besit ons as 'n veilige en 'n onbeweeglike lewensankerinne wat agter die voorhang so vas is. En as mens hierdie verse lees, dan hoor mens woorde soos onveranderlik. Die Here sal sy woord verstand doen, onbeweeglik, veilig. Dis alles hierdie pragtige sekerheidswoorde wat vir ons sê wat Christelike of Bybelse hoop is. Nou en dis hoekom want met aardse hoop kan ou verkeerd wees, maar Christelike hoop is nie ek hoop nie, is eintlik 'n sekerheid. Eintlik is daar baie min verskil tussen Christelike sekerheid en Christelike hoop. Dis reg. Die hoop is 'n sekerheid. Ja, Seker van die hoop. Absoluut. Ja, weet jy, Dinan, dis interessant. Die van Hebreërs, mense aan wie die Hebreërboek geskryf is, was mense wat regtig op 'n slegte plek was. Hebreë sê, pas op dat julle nie heeltemal afvallig word. So ver het hulle teruggesak. Nie by hoofstuk 12 sê hy, rig op die slap nie, en die lamkleer, nie, die slap hande, also. So daar was 'n algemene laksheid onder daai mense. En dit is baie interessant in Hebreërs 10 van vers 19 af, kom die skrywer en hy wil nou vir hulle sê,
Hier is die dinge wat jy nou nodig het. En dan noem hy 3 dinge. Hebreërs 10 vers 19, hy sê, nader tot God. Die voorhangsel is weg, jy kan tot in die heiligdom in teenwoordigheid van God nou beweeg en lewe. Met vrymoedigheid. Nee. Met groot vrymoedigheid. Ja. Daar is ja. Ja. Die tweede ding wat hy sê is vers 23, hou styf vas aan die hoop wat jy bely. Want hy wat vertrou, hy wat dit beloof is vertrou, hy sal dit ook doen. En dan die derde ding is, moenie van die samekomste van die gemeente al wegbly. Interessant dat die eerste saak gaan oor jou verhouding met God, dan by. Die derde saak gaan oor jou verhouding met die gemeente waarin die Here jou plaas het. En dan die tweede saak dink ek gaan oor jouself. En as ons dan hou styf vas aan die hoop, dan doen dit iets aan die slappe houding wat die mense het. Kijk, iemand wat nie hoop het nie, is soos iemand wat loop, maar hy kyk net nie voor hom. Net die volgende 1 of 2 tree. Sy hele ingesteldheid is so af. Terwyl as jy hoop het, dan kyk jy op. En jy sien 'n horison daar ver. En jy sien 'n oop pad so toe. En mense hele ingesteldheid is nie meer so half vervrommel. Want mense hele ingesteldheid is jy sien vergesigte, jy is opgewonde daaroor. Dit dryf jou vorentoe, dit maak jou vol vreugde om in hierdie vastigheid te kan lewe, tot vir jouself te kan sê, kyk, waar is ek op pad? Daar lê die beloftes van die Here, en ek kan weet, as die Here vir ons beloftes gee, dan is dit nie maar net mooi woordjies wat hy bedoel dit ergens, dan ons hom absoluut op sy woord neem. En as ek ook in hierdie hoop lewe, dan beteken hoop vir my, van hier af kan het net beter gaan. Maak nie saak wat is my omstandighede nie. Het kan net beter gaan van hier af. Die beste dinge lê nog vir my voor. So gaan het aan met my lewe. Baie positief gestel. Nee, ek sê jy lang op my, ek sê vir 'n man wat sonder hoop is daar nie hoop nie. Nee, maar dit eintlik om te sê dat hoop is eintlik 'n baie praktiese ding. Nee, dit is iets wat vir my die vermoë gee om verder te kyk. Nee, om nie, want baie keer as 'n ou binne 'n omstandigheid is wat vir 'n mens moeilik is, dan so kinders gepraat van gefokuste denke, nee, jy sien net hierdie krisis raak. Ja. Jy het nie die vermoë om buite, jy is in 'n donker tonnel. Ja. Terwyl hoop gee net vir jou 'n bietjie iets van daai vergesig om te sê dit is so, dit is nou moeilik. Ja. Maar kyk bietjie verder as dit. Nee. As mens dink aan Christus wat die kruis tegemoet gegaan het omdat hy geweet het van die heerlikheid wat vir hom wag. Nee, so dit het vir hom die vermoë gegee om in daai verskriklike omstandighede in te loop, maar te weet dat die dood het nie die laaste sê. Absoluut. Nee. Absoluut. En ek dink in ons eie geloofslewe, want geloof, interessant, nee, geloof, hoop, liefde. Ja. Maar dat geloof en hoop is interaktief met mekaar, daar's 'n verhouding, nee, dat voel Ja. mekaar. Ja. En so ons het hoop want ons glo in die getrouheid van die Here en ons glo want ons weet daar's 'n hoop wat vir ons weggelê het. Ja. So hoop en geloof kan nie sonder mekaar wees nie. Dit gee vir ons die vermoë om ook in hierdie omstandighede, kyk as elke jaar, elke generasie, daar's altyd iets in die wêreld wat 'n krisis is. Dis nie of nie gebrokenheid waar ons. Ja. En as mense dan hooploos moet gaan of 'n ou se hoop moet stel op iets wat oornag kan verdwyn, soos jou besittings of wat ook al die geval kan wees. Dan is jy regtig op baie losse voete. Nee, Absoluut. Ja, dit is so, ek dink aan Dawid. Ek dink Dawid het op 'n paar plekke daaroor geskryf oor die woord wat gaan leef. Al gebruik nie noodwendig die woord nie. Ek dink maar aan die bekende Psalm 23, die ou vertaling. Net voetrit en gun sal my volg al die dae van my lewe. Dit verstom mense hoe hierdie man kan vorentoe kyk met hierdie geweldige verwagting. Net voetrit en gun sal my volg. Nou weet ons hy het baie keer maar onder bitter moeilike omstandighede verkeer. En ek glo hierdie belydenis van hom het gemaak dat hy vir homself kan sê, maar hierdie omstandighede gaan my nie vashou nie. Dit gaan my nie breek. Ek gaan nie deurkom, ek gaan nie uitkom. Ja. Want God het beloof. En dat is het interessant, as hy sê, net goedheid en guns sal my volg. En mens kyk verder na sy lewensverloop, dan sien mens, maar dit het nie altyd maar net goed gegaan. Want ek dink die antwoord staan in Psalm 119,
daar staan, dit is vir my enkel goedheid wat my verdruk. Want daar het ek geleer om die wet te onderhou. Wanneer ons hoop op iets, dan moet ons hoop nie op grond van my eie begeertes nie. Want as my begeertes werklikheid word, kan dit my vernietig. Ek weet, ek wil graag 5 miljoen rand wen en dit kan nie. Dit vir my baie skade beteken. Maar ons moet hoop op die goedheid volgens God se bedoeling. Sy liefde vir my. En God wil nie altyd vir my gee dit wat vir my lekker of sleg is nie. Dit maak nie saak. Dit gaan oor dit wat vir my goed en reg is. Ja. En daar wil word ek. Ja. Want ek weet dit is wat ek nodig het. Die mooie is ons ooit in ons hoop twyfel in die Here se beloftes, om dan net weer te kyk na Christus. Nee, as ons ooit wonder of God regtig 'n God is wat ons gee en of hy regtig 'n God is wat met ons is, dan is Christus keer op keer die bevestiging daarvan. Jesus sou nie sy lewe kon gee het sommer net vir niks nie. Nee, Ja. dis 'n uit en uit te bewys na die Here is 'n waarmaker van sy beloftes. Paulus sê ook elke liewe belofte wat daar gemaak is die ja en die amen. Christus is die ja en die amen op elke belofte. Nee. Met ander woorde, as eintlik as ons hoop soek, dan fokus ek nie op die hoop self nie, ek fokus op Christus. En hoop is 'n byproduk om ons maar sê. Ja. Nee, dis baie waar. En weet jy, die dan die mens besef net weer die onsaglike betekenis wat Christus vir ons het en dan kruis vir ons het. Veral as 'n mens dink aan jou eie sondestryd, waarteen jy stry. Jou eie geneigtheid tot selfgesentreerdheid, tot liefdeloosheid, tot yddelheid en al daai klasse. En dan besef mens maar ek kan nie daar uitkom nie. Ek is vasgevang in hierdie tipies mensgerigte tipe lewe. En dan kyk jy op en jy sien die kruis. Jy sien 'n leë kruis wat Christus het opgestaan. Dan begin 'n mens besef met daai selfde krag waardeur Christus opgestaan het in die dood, werk die Here ook op my in die nuwe lewe. Onmiddellik het jy daar hoop. Ja. Ek is 'n nuwe mens, ek is 'n nuwe skepper. Dit maak my so opgewonde, ek het sommer my ander lewe voor. Ja, maar dit is so nie, want dit is net in Christus wat ons daai meer as oorwinnaar status kry. Ja. In onsself het ons dit. Nee, ons het dit nie. Ja. Daar's 'n mooi gedeelte en ek wil eintlik 'n bietjie daarmee afsluit in Romeine 15 waar hy sê mag God die bron van hoop julle deur julle geloof met alle vreugde en vrede vervul, sodat julle hoop al hoe sterker kan word deur die krag van die Heilige Gees. En as mens net kyk na die sirkelgang van wat hy daar sê, so God is die bron en dit word sterker hoe deur die krag van die Heilige Gees. So God is hy die bron en die voeding van die hoop. Ja. En daarom dat ons so op hom gerig moet wees, Christus gerig moet wees. Ja. En dit is in sigself nog 'n stuk hoop. Hierdie hoop wat ek het, kan net sterker en sterker word. Ja, dit groei, En, dit groei net. En die positiewe effek op my gemoed en op my hele lewe gaan net beter en beter word, sterker en sterker word. Ja. Dus dit is 'n pragtige stukkie daar. Ja. Ja, so ons wil ook die hoop van ons Here toewens, nee, mag ons elkeen ook deur die genade van die Here, deur die genade van die Gees daarin groei om hoopvolle mense te wees, want hoop is ook iets aansteekliks. Nee, dis 'n dinamiese, iets wat ander mense raak sien. Dis 'n trekpleister. So mag die Here regtig deur sy Gees ons ook in hierdie hoop laat groei. Daar nog 'n laaste woord van jou af, François, of kan ek vir ons bid? Nee, ek wil net dit sê, ek het heeltyd die Hebreërs in my gedagte wat eintlik in 'n sekere sin half patetiese mense geword het, patetiese lewe. En is asof hoop net mense julle lewens ingesteldheid verander. Van in jouself gekeerde diepe mens, dat iemand wat kan opstaan en na buite trek. Dit beïnvloed mense hele lewe. Nee. Op 'n baie positiewe manier. Ja, dit is aktiverings. Ja, Presies dit. 'n bron van aktivering. Ja, En dit gee jou energie. Ja. Verstaan aan. pragtig.
Baie dankie dat julle saam met ons gekuier het oor hoop vandag en as jy graag vir ons 'n e-pos wil stuur, miskien oor ander onderwerpe, doen dit gerus. Kom ek bid vir ons saam. Ons hemelse God en Vader, hoe heerlik is dit om te kan weet dat U ook die bron van ons hoop is. Dat ons na U toe kan opkyk, ook in ons elke dag se lewe, U ken ons elkeen se omstandighede. U weet wat is die dinge waarteen ons stry en waarmee ons stoei, die dinge wat dreig om ons hoop te kom steel. O Vader, wil U daarom deur U Gees en deur die werking van U Seun Jesus Christus in en deur ons daai hoop laat lewe. Dat dit nie iets van 'n dogmatiese boek op ons rak sal wees nie, maar werklik iets waaruit ons lewe. Mag U ons in die groot Vader aan dit toevou, ons seën en ons lei tot die eer en verheerliking van U heilige naam. Amen. Amen. Dankie. Mooi week verder. Groetnis.